Jesus het nooit 'n gebou gebou nie, het hy. Hy het mense gebou. Hy het die ware kerk gebou, wat mense is, wat lewendige stene is. Nou moenie worry, ons gaan 'n gebou bou, maar die gebou tel nie punte nie. Jy moet altyd weet, as jy daai gebou sit, daai gebou tel nie punte nie. Dis die mense in die gebou wat die punte tel. Amen. Dis die mense in die gebou, en die mense wat daar sit, en dit wat hulle doen, wat punte tel. Wat ander mense hoor. Sê wat hulle doen. Sê wat ek doen, is wat punte tel. Nie die nice gebou waarin ek sit nie. Dis wat jy doen wat punte tel, wat ander mense hoor, wat sê, hey, daai ouens ken regtig die God van die Bybel. Dis wat ons wil hê, because we are here to spread the fame of his name. Halleluja. So vir praktiese redes gaan ons 'n baie mooi gebou bou. Maar as jy in daai gebou sit, weet, it's not about the building. Jy weet, dit gaan nie oor die gebou nie. Dit gaan oor wat jy doen. Amen. Sê halleluja. Hier sê Paulus, daarom van die dag af dat ons dit van julle gehoor het, hou ons ook nie op om vir julle te bid nie. Ons vra God dat hy deur al die wysheid en insig wat die Gees gee, julle sy wil duidelik sal laat ken. Dis wat God vanaand hier doen. Om sy wil vir jou duidelik te gee, sodat jy sal weet wat God wil hê moet doen. My grootste begeerte is dat die mense in hierdie geslag, in hierdie land, sal weet dat die Jesus wat ek verkondig, die werklike Jesus is, die Nasarener, wat die dooies uit die doodheid opgewek het, en die duiwels uitgedryf het, en die siekes genees het. Dat dieselfde dinge wat daai tyd gebeur het, vandag sal gebeur. Baie meer as wat dit nou gebeur. Dit gebeur in ons midde, maar dit moet baie meer gebeur. So that the fame of his name will be spread. And people might know, there is people who knows the living God, who's the same yesterday, today and forever. Amen. Hallelujah. Vra God, dat hy deur al die wysheid en insig wat die Gees gee, julle sy wil duidelik sal laat ken. Sê sy wil. Duidelik sal laat ken, sodat julle tot eer van die Here sal lewe. En om net te doen wat hy verlang. Sodat julle weer sal lewe tot eer van sy naam en net te doen wat hy vra. Amen. Sodat mense sal weet dat Jesus lewe. Amen. Mag julle vrugte dra deur julle goeie werke. Mag julle vrugte dra deur goeie werke en toeneem in die kennis van God. Sê vir jou langs so, jy moet vrugte dra. Sodat ander ouens kan sien. Die Bybel sê, jy vat nie 'n lig en sit hom onder 'n maatemmer nie. Jy sit hom daar bo, almal dit kan sien. Sê Jesus is die lig. Halleluja. As ek vir iemand bid vir bevryding, dis ek doen dit nie meer baie by die huis nie. Ek het altyd by die huis, nou wil ek dit in die kerk doen. Weet jy hoekom? I want people to see it. Who gets glorified? I pray for deliverance at home or healing at home. No one see it. Whose name get glorified? Maar as dit hier in die kerk doen, sê, 'n lig. Sit ek nie onder 'n maatemmer nie. Almal moet sien. Gee die Here hande klap. Dankie. So the fame of his name will be spread, that they will know that the Jesus of the Bible is the living Jesus, and he's the same yesterday and today and forever. Hallelujah. Amen. Ek stoei vanaand, hoor, besig om strangels af te breek. Van die begin van hierdie diens af. Maar is okay, ons kan die punch vat. Die geestelike rillum roerpel. Duiwel haat my vanaand. Sê bye-bye duiwel. Want ek is besig om goed in jou kop in te plant en goed uit jou hart uit te ruk. Deur die Gees. Strangles. Sterk vestings. God wil hê jou lewe moet vandag eer aan sy naam bring, sodat die mense om jou sal weet dat Jesus lewe. In tradisie godsdiens gaan dit nie vir jou doen nie. Die krag van God gaan dit doen. Die krag van God kom deur gehoorsaamheid. En deur geloof.
Sê vir jou langs jou 2 sleutels wat jy nodig het. Is geloof en gehoorsaamheid. Geloof en gehoorsaamheid sluit vir jou oop die geestelike wêreld van wonderwerke. Dis jou 2 sleutels. Baie ouens kom altyd by my, hoe doen jy dit? Hoe kry jy dit reg? Dit. Baie maklik, gaan lees jou Bybel, halleluja. Jou 2 sleutels wat die geestelike wêreld van seëninge vir jou sal oopmaak wat in Jesus is baie eenvoudig. Absolute, totale gehoorsaamheid en vertroue in God. Amen. Amen. Ons vra God dat hy deur al die wysheid en insig wat die Gees gee vanaand insig, julle sy wil duidelik sal laat ken. Sê vir langs jou, jy moet sy wil ken. Sodat julle tot eer van die Here sal lewe. Sê, wanneer my lewe eer aan sy naam bring, kan hy my vertrou met geestelike krag. Deur net te doen wat hy verlang, sê gehoorsaamheid. Deur net te doen wat hy verlang, mag julle vrugte dra deur goeie werke. Sê vir langs jou, goeie werke moet jy doen. Sê vir hom, jy word nie gered deur goeie werke nie. Maar as jy regtig gered is, sal goeie werke jou volg. Amen. Mag julle vrugte dra deur goeie werke en toeneem in die kennis van God. Mag God deur sy wonderbare krag julle alle sterkte gee om in alle omstandighede geduldig te volhard. Sê vir langs jou, moenie quit nie. Moet nooit opgee nie. Met blydskap moet julle die Vader dank wat julle geskik gemaak het om deel te hê aan die erfenis wat vir die gelowiges wag in die koninkryk van die lig. Hy het ons uit die mag van duisternis weggeruk en ons onder die heerskappy gestel van sy seun wat hy liefhet. Deur die seun Jesus het ons die verlossing verkry. Sê, is klaar gedoen. Deur die seun Jesus het ons die verlossing verkry. Die vergewing van ons sondes. Halleluja. Sê verlossing en vergewing van ons sondes. Halleluja. Dankie Here, ek het klaar gepreek. Het is taaf gewees, hoor. Ek is maar 'n eerlike ou. Die lelikste duiwels wat daar is, wat jy moet tackle, is godsdienstduiwels. Dis die lelikste duiwels. Want hulle is die slimste, skelmste duiwels. Want hulle lyk soos die regte ding, maar hulle is nie. Godsdienst is die gees van die antichrist. Antichrist, as jy hom mooi moet vertaal en mooi gaan kyk wat die woord antichrist beteken, it means a substitute for the truth. Antichrist means antichrist against Christ, but creating a substitute. Skep 'n namaaksel vir die waarheid. En dis die gees van godsdienst. En die gees van godsdienst haat die Heilige Gees se werking. Dankie Jesus.